Ek dink ons is vanoggend deur die mag van gewoonheid, maar dit gaan vanoggend verander. Weet jy, ons het soveel gewoontes in ons lewe, wat veroorsaak, dat ek God nie behaag nie. Terwyl ek in die laaste tyd besig is met myself, wil ek vanoggend vir u sê, ons kan baie dinge uitredeneer. Ons kan baie dinge probeer verregverdig, ons kan baie dinge probeer reg laat klink. Maar op die einde van die weg, my pa praat van die loop saam met mense, maar die einde van die tyd loop jy alleenig. Op die einde van die pad is daar net een waarheid. Op die einde van die pad is daar net een geregtigheid. Op die einde van die pad is daar net twee weë. Of reg, of verkeerd. Daar is nie grys areas nie. Dan wil ek vanoggend vir u vra, in die tyd wat ons in lewe, hoe is my hart? Is my hart reg voor God? Of is daar 'n grys area wat ek van ontslae moet raak? Ek wil vanoggend oor 'n baie bekende iets praat. Ek het al paar keer dit aangehaal, selfs dalk al 'n preek gegee daaroor. Maar ek wil vanoggend vir u vra, kyk na jouself vanoggend. En vra jouself, hoe staan my saak vanoggend? Moenie opinies lig nie, moenie dink, ag jy het al daaroor gepreek en nou probeer jy dit weer verregverdig nie, want op die einde van die tyd leer ons dag na dag uit die woord van die Here. En terwyl ek besig is met hierdie woord, vra ek myself die vraag af. Dit wat ek gedink het is reg, is dit dalk regtig reg? Dit wat ek geredeneer het in die tyd, het dit vir my enige waarheid daarin gedra? Dan gaan jy vra wat? Kan ek vir u sê, die beginsel van bekering kom uit geloof. Ek kan nie sê ek is bekeerd, maar ek glo nie. Want die skrif sê, om in die onsienlike te glo, né? Hier kom ons gaan lees die Bybel. Hy sê in Handelinge 11, vanaf vers 1, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En weet jy hoe verkeer het ek al in hierdie tyd hierdie skrif aangehaal, maar op die verkeerde manier. Ek het 'n tyd terug vir u gesê, ons kan die Bybel vat, en ek kan dit manipuleer om by my te pas. Wat fout? Ekskuus, Hebreërs 11, ek vra om verskoning. Het ek gesê Handelinge? Ek vra om verskoning, dis Hebreërs 11. Hoeveel keer het ek al hierdie skrif gevat? Dan gebruik ek dit vir my eie gewin. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dan sê ek, Here, ek roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Want die skrif sê, is 'n vaste vertroue. Dan sê ek, Here, ek bid vandag, as 'n voorbeeld gebruik ek dit, vir 'n nuwe kar. Nou, ek kan vir die baie stories vertel wat in my lewe gebeur het.
Maar ek weet van 'n man wat in die kerk gesit het en daar was gepreek oor geloof. Die man en vrou gaan uit die kerk uit en hulle sê vir mekaar, die man sê vir die vrou, dit was die laaste keer wat ek 'n plan gemaak het om by die kerk uit te kom, want geloof, ek roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Geloof is 'n vaste vertroue, ek glo. Luister mooi. Ek gaan nie weer nodig hê om 'n plan te gaan maak om by die kerk uit te vlieg. Vandag sien ek dit heeltemal anders. Die man staan vanoggend hier voor u. Ek het vir my vrou gesê, ek gaan nie weer 'n plan maak om by die kerk uit te kom nie uit arrogansie uit nie, maar om te sê God kan voorsien. En ek vat geloof heeltemal uit die konteks van geloof uit. Luister wat sê die skrif. Wat is geloof? Hebreërs 10. Vers 22 sê, laat ons toetree met die waardige hart in volle geloofsversekerheid. Die hart deur bespreking gereinig. Van die slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Luister mooi. Laat ons toetree met 'n waardige hart in volle geloofsversekerheid. Die hart besprenkeling, skus my sug is vandag die mekaar. Gereinig van 'n slegte gewete en 'n liggaam gewas met rein water. Geloof sê, daar moet 'n verandering in my hart kom. My liggaamsuitsprake moet verander wees. Kom ons lees 10 vers 39. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Vra ek vanoggend vir u, wat is geloof? Ek het geloof. Wat sê? Ek sal in my kar klim en ek sal hier vanaf ry tot wherever ek wil gaan. Ek het geloof wat sê op siekes sal jy die hande lê, hulle sal gesond word. Ek het geloof wat sê as jy bid, dan ontvang jy. En wil ek vir u vanoggend sê, dit is die rede hoekom soveel mense vandag by die huis sit en sê ek het gebid, maar ek het nie ontvang nie. Here, ek het gebid dat die sieke moet gesond word en hy het nie gesond geword nie, hy het gesterwe. Waar was hy dan in my lewe? Here, ek het gebid om veilig tot by my eindbestemming te kom, maar ek was in ongeluk. Waar was u dan? Ek het gebid vir brood. En ek het dit nie ontvang nie. Ons kan geloof wat vir hierdie tydelike dinge, vir liggaamlike dinge. Ek kan hierdie geloof vat en ek kan dit op 'n menslike manier probeer uitlewe. En dit gaan my niks baat nie. 1 Petrus
1 vers 7 sê die volgende. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en eerlikheid, by die openbaarmaking van Christus Jesus, of Jesus Christus. Waar kom geloof, wat in die openbaarmaking van Jesus Christus is, in werking in my tydelike lewe, in my persoonlike lewe, in dit wat ek dink is reg en verkeerd. Die skrif sê, julle gaan my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kennis wat hulle verwerp het. Want ons wil nie by die waarheid uitkom wat geloof is nie. Wil ek weer vir julle 'n ander skrif lees? Ek gaan die paar skrifte gee, maar ek vra bly by my. 2 Korintiërs 4 vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons let nie op die sigbare dinge nie. Ek let nie op my fisiese omstandighede nie. Here, my kar het gebreek en U voorsien nou nie vir my dat ek my kar kan regmaak nie. Here, my omstandighede is so moeilik en U voorsien nie dat ek in 'n makliker lewe kan lewe nie. Ek het Woensdag aan in die bid hier 'n skrif gelees. Hy sê die godsaligheid, in my woorde, saam met vergenoegdheid is baie ryker as mense wat hulle self wil verryk uit die geloof uit, in my woorde gesê. Godsaligheid. Ek het 'n rein lewe voor die Here. Ek doen nie meer wat ek dink is reg en verkeerd nie, en ek is vergenoegd met wat ek het. En dan verder sê hy, as jy klere het om aan te trek, en voedsel het om te eet, dan is jy alles. Ons soek soveel dinge in hierdie lewe, maar ons verloor dit wat God se plan was vir ons. Ons gaan terug na Hebreërs 11 toe. Want daardeur, hy sê, ek gaan van vers 1 af lees, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat ons sien, wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Genesis, in die begin, het God 'n woord gespreek, en al hierdie goedheid ontstaan. Maar ons is so vasgevang, as ek nie sien nie, kan ek nie glo nie. Onthou die ongelowige Thomas. As ek my vinger nie in sy wond druk nie, gaan ek nie glo nie. En Jesus verskyn aan hom, en hy noem hom ongelowige Thomas. Salig is die wat geglo het, al het hulle nie gesien nie, in my woorde. Deur die geloof, luister mooi, het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Geloof het nie gegaan oor wat hy wil hê nie. Geloof het nie gegaan oor wat hy nodig het nie. Geloof het vir hom nie gegaan oor wat hy gedink het is reg en verkeerd nie. Hy sê deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Waardeur hy getuienis ontvang het dat hy die regverdige was. Omdat God oor sy gawes getuie gegee het,
En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Kain het 'n offer gebring wat onaanvaarbaar was vir God. Abel het geweet wat God se offer verwag. En uit gehoorsaamheid aan wat God van hom verwag, en 'n opregte hart en 'n skoon gewete, was Abel se offer aanvaarbaar vir God. Luister mooi. Dit het nie vir hom gegaan oor wat hy wil hê nie, maar het gegaan om regverdig te wees voor God. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Waardeur gaan geloof? Hy het getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Wil ek vanoggend vir u vra, terwyl ek op aardse goed die Here ken, dit wat ek tydelik nodig het, of dink ek het nodig, behaag dit God, daai geloof, terwyl ek self in die kerk gesit het op 'n tyd, en het ek daar uitgestap en gesê, ek sal nie weer 'n plan maak om kerk toe te kan gaan nie, nie uit grootmanskap nie, maar ek het geweet God kan voorsien. Hy kan voorsien in die tydelike, ek weet dit. Ek sê nie dis verkeerd vanoggend om God te vertrou vir die tydelike nie. Maar ek wil vra, wat is die oorsprong van jou geloof? Ons het baie redenasies, baie opinies. Maar wat sê die skrif van wat ek in die glo? Ek weet daar's 'n skrif wat sê ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En weet jy, ongelukkig gebruik baie leraars dit vir hulle eie gewin. En dis nie wat die skrif bedoel. Want as ek nie geloof in God het, om te weet hy is die Alfa en die Omega nie, kan ek hierdie skrif maar quoteer. Ek gaan vir u 'n skok gee. Dit gaan teen my gebruik word die dag wanneer ek voor God staan. Gaan nie vir my 'n wins wees nie. Dit gaan vir my 'n teestander wees. Deur die geloof het Noag, toe hy die goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. God het met Noag gepraat. Het hy vir hom 'n visie gegee, het hy vir hom 'n droom gegee, op watter manier het God met hom gepraat, en in vrees vir God. Het Noag nie gaan staan en redeneer en gesê, maar ons is hier in die woestyn, hier is nie reën tussen ons, droogte. Uit vrees vir God het Noag in gehoorsaamheid die opdragte uitgevoer wat God hom gegee het. Dan sê die skrif, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en die erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Geloof in God veroorsaak dat ek die vrees van God in my lewe het. Dan wil ek vir u vra, as ek my hand in my eie boesem steek en ek kyk na my daaglikse lewenswandel, kan ek regtig sê ek het die vrees van God hier in my lewe. Vers 9:8 sê, deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang.
En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Maar vra ek vanoggend vir u, as die Godheid vir my of vir u sal sê, los alles agter wat jy tot nou toe bymekaar gemaak. Ek het 'n pad vir jou vorentoe, wat jy nou nie ken nie. Volg my. Wat sal my redenasie wees? Die eerste ding wat gaan gebeur is, as die Here nou vir my moet sê, klim in jou kar en ry Kaap toe. Here, maar ek het nie brandstof nie. Of het nou petrol of diesel is, ek het nie. Ek het net genoeg om môre wel skool toe of werk toe te ry, en dis verby. God het nie gevra, hoeveel geld het in jou sak nie. Hy vra vir gehoorsaamheid. Ons hoor van soveel getuienisse van die mense van ouds. Waar is dit vandag? Dat 'n prediker in 'n hotelkamer sit en die Here sê vir hom, gaan eet by die restaurant breakfast, maar hy sê ek het nie geld nie, en die Here sê vir hom, gaan, en hy staan op en hy gaan eet. En hy het nie geld in sy sak nie. En hy bestel wat hy wil hê. En die kos kom en hy bid daarvoor. En hy dank God. En hy eet klaar en hy sê by homself, en hy seker geredeneer, Here, nou is ek klaar. Hier gaan die rekening nou kom. En hier kom die rekening. Jy skuld niks. Want die eienaar van die plek het die oggend vir die Here gesê, die eerste man wat bid oor sy bordkos kry dit verniet vandag. Glo ek God? Of glo ek bewyse? Hoeveel keer het ek gehoor van mense wat die Here sê, gaan maak jou kar vol brandstof. Ek het nie 'n beurs nie, ek het nie 'n kredietkaart nie. Niks. Hoe gaan ek dit doen? Nee, hy het nie geredeneer nie, hy het in sy kar geklim en hy het na die garage toe gegaan wat die Here vir hom gesê het. Dan stop hy daar. Maak die kar vol brandstof. Hy het nie 'n idee waarmee hy dit gaan betaal nie. En dan skielik agter hom stop daar nog 'n persoon, dan sê hy, maak hier vol en ek betaal ook vir sy brandstof. Want gehoorsaamheid aan God is beter as offerande. Abraham, toe God vir hom sê vertrek, het hy nie geredeneer nie, hy het God geglo en hy het vertrek. Okay. Deur geloof het hy as vreemdeling gewoon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land, in 'n tent gewoon, met Isak en Jakob, en met mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag, wat fundament gehad het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Hier lê ons antwoord. Hy het die stad verwag, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Wat verwag ek nie? Soek ek tydelike genot, tydelike gemaklike lewe, of soek ek iets wat volhoubaar is? Vers 11 sê, deur die geloof het Sara ook krag ontvang om bevrug te word, toe sy oor die leeftyd was. Het sy gebaar,
omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Getrou. Iemand wat getrou is iemand op wie jy kan staat maak. Sy het God getrou geag. Want toe sy die belofte hoor, het sy dit gevat. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit verstorwe. Verstorwene. Kinders, so sterre van die hemele, 'n menigte soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle het uit die verre gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Vers 14 sê: want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Hy sê geloof het veroorsaak dat baie beloftes wat uitgegaan het, mense nie verkry het nie. Op 'n tyd staan ek by 'n persoon wat baie siek is. En ek het keer op keer, wanneer ek met die Here praat, sê ek, Here, persoonlik, lê ek hom voor U neer. En ek sê vir die Here, wat van die persoon? Ek wil hê die Here moet vir my sê, wat gaan van hom word? Weet jy wat se skrif kry ek? Maak die Bybel oop. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ek maak die Bybel toe. En ek bid nie weer, Here, wat van hom nie. En op 'n stadium sê ek, Here, maar daar het soveel beloftes uitgegaan vir die persoon wat nog nie in vervulling gekom het nie. Hoe so? En ek maak die skrif oop en hier kry ek Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry, maar hulle het uit die wete gesien, verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge is in die aarde, want hulle is, wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n ver land soek. Soek na Christus Jesus. Ek het weggegaan om vir julle plek voor te berei. En wanneer ek terugkom en ek julle kom haal, gaan julle weet waar ek is. Weet jy wat sê die skrif? 1 Johannes 3 vers 18 sê hy: my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. En ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want ons hart ons nie veroordeel nie. God is meer as ons hart. Hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy goeie bewaar en doen wat welvallig is voor hom. Hoe pas dit by geloof in? As my hart my nie veroordeel nie, beteken dit een ding: ek het my bekeer voor God in gees en in waarheid.
Ek glo hy is wie hy gesê het hy is. Ek doen dit wat hy van my verwag, tydig en ontydig. Ek verheerlik sy naam oral waar ek gaan, waar ek beweeg, daar is hy met my. Ek het nie nodig om skaam te wees vir die Here nie. En meer dan alles weet ek, God is altyd en alles in beheer. Vir die wat vir die Here is, tot 'n wins van die ewige lewe. Maar die wat geloof uit die konteks uit gebruik, tot 'n oordeel in die ewige lewe. Hy sê verder, sê hy 1 Korintiërs 13 vers 13. Sê nou, bly geloof, hoop, liefde. Nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Ons sing baie maal, Riekie sê, dit is genoeg vir my om te weet, dat Jesus het my lief. Om te weet, Jesus het my lief, is nie 'n waarborg, dat ek hemel gaan maak nie. Hoor wat ek sê? Want die skrif sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigstgebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan erwerf. Ek het laas Sondag vir u gesê, dis jou keuse. Geloof in God is om te weet sy skrifte is die waarheid. Geloof in God is om te weet as God gesê het, hierdie sondes en hierdie ongeregtigheid en al hierdie dinge in die Bybel, wat God gedeurgegee het, want die skrif sê, elke woord is deur God ingegee. Geloof is, as ek aan hierdie goed wat die Here gesê het, gaan die koninkryk van God nie beerwe nie, deel het van my lewe, dan kan ek nie staat maak op die ewige lewe nie. By die Here nie. Kom ons gaan gou terug na Hebreërs 11. Vers 15 sê, en as hulle blyk, of as hulle bly dink het aan die vaderland, waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Geloof bring 'n verandering in my gedagtegange. Want as ek bly dink aan die genootpotte van Egipte, dan is daar kans vir my om terug te keer na die genootpotte van Egipte. Bekering sê die dinge wat ek gedoen het, die doen ek nou nie meer nie. Ek dink nie daaraan nie, want die oomblik wat ek daaraan dink, is daar 'n kans dat dit in werking kan tree en ek kan weer die sonde gaan doen. Ek wil vanoggend vir u sê, die eerste punt van bekering is om te glo dat God is wie hy gesê het hy is. Moet ek weer vir die vers 15 lees? Hy sê, en as hulle bly dink het aan die vaderland, waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na die beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle.
om hulle God genoem te word nie. Want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy die beproef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy het die belofte ontvang. Hy het, ja, hy sê, ek gaan weer vers 17 lees. Daardeur het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy het die belofte ontvang, het hy sy enigstgebore seun geoffer, en aan wie gesê het, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het, om selfs uit die dode op te wek. Net tot sover. Abraham kry die belofte in Isak, is jou nageslag. Voordat Isak oud genoeg is om 'n nageslag te hê, gee God vir Abraham die opdrag, gaan offer vir Isak. Wat moes Abraham gedink het? Here, my het gesê, my nageslag gaan so die sand van die see wees. Ek is ver gevorder in my ouderdom, ek kan nie nog kinders hê nie. Wat moes alles hier deur sy kop gegaan het? Nou sê God vir hom, gaan offer vir Isak. Maar Abraham het nie vrae gevra nie. Want hy het gereken dat God mag het om Isak uit die dode op te wek. En dit het hom gereken dat hy 'n regverdige man voor God is. Abraham het God geglo. Weet jy waar lê die probleem? Ons as mens, ek wil hiermee afsluit, wil nie God ken in al ons weë nie. Ons wil bymekaar maak en ons wil lekker lang lewe en ons doen alles in ons vermoë om lekker te lewe. Al die skrifte, jy kan verder die hele Hebreërs 11 gaan lees. Oor getuie uit die Ou Testament uit wat God bewyse van mense wat geloof het. As ek geloof in God het, en hier lê die geheim. As ek geloof in God het, sal ek hom ken in al my weë. En hy sal my baie gelyk maak. Maar die mens is so bang om God te ken in al sy weë, want dan word my ego geknak. Hoe moeilik moet dit wees as 'n jong man verlief is op 'n meisie. Of 'n meisie op 'n jong man. En hulle gaan bid. En die Here sê, dis nie die een vir jou nie. Hoe moeilik gaan dit wees om aan die waarheid gehoorsaam te wees. Praat in die week met iemand, en ons praat oor my vrou. Nou, my vrou hou nie af van ek moet oor haar praat nie, want ek kan haar gesiguitdrukking sien, maar ek dink die Here het my die beste een gegee wat daar kan wees, onder die son. Kyk haar gesig, daar gaan hel weer, want haar kry daarom 'n smaak. Tyd in my lewe was ek verloof aan 'n ander vrou. En ek het gedink, dis die een vir my.
God beskik, dat dit nie uitwerk nie. Na al die tyd besef ek, as ek met daardie vrou moes getrou het ek moontlik hel in my lewe gehad. Maar ek vergeet, toe ek 'n jong man was, jong seun was, het ek eendag in my onkunde my Bybel gevat, die op my bors gelê, en ek het vir die Here gesê, eendag, wanneer ek 'n groot man is, en dit tyd is om 'n vrou te neem, wil jy nie beskik dat my vrou bruin hare en blou oë het nie. Dit net reg omdraai, want ek sê, kyk my klaar met blou oë. Hy wag dat ek moet sê blou oë, blou hare en bruin oë. Maar bruin hare en blou oë. En 'n jaar nadat ek dit vir die Here gesê het, is my vrou gebore. En ek ontmoet my vrou soveel jare later. En op woord van 'n profeet, wat sê oor 316 dae gaan jy my vra om jou te trou, maar met wie? Hulle sê altyd ek is kokkie, en ek het altyd iets terug te sê. En ek sê met wie? Hy sê moenie nou worry nie, God gaan beskik. En 'n paar maande later ontmoet ek my vrou. En minder as 'n jaar later sê ek vir hom, gaan jy my trou? En net daarna het ons getroud. Ek staan die ander dag by familielede van haar. En ek sê, wie het op die dag van ons troue gesê, hierdie huwelik gaan nie hou nie? Ek praat nie vanoggend uit grootmanskap nie, maar ek wil vir u sê, as jy God vertrou met alles wat jy het, sal jy nie skade ly nie. En die persoon sê, almal, ons hele familie het gesê, daardie huwelik sal nie hou nie. Ons sit vandag 19 jaar later. Dank God vir die vrou wat hy my gegee het. Want ek het die Here geken in al my weë. Al was ek onkundig. En hiermee wil ek afsluit. Vir die sê wat sê Spreuke 3 vanaf vers 5 tot 13. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hier kom geloof in werking. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hoeveel van ons het al probeer om ons paaie gelyk te maak? En ons kan dit net nie regkry nie. Jy dink jy wen hierdie een, dan verloor jy daai een. Dan dink jy wen daai een, dan verloor jy daai een. Daar's die een ding na die ander ding wat jou permanent onderkry. Hoekom? Is ek nie besig om op my eie insigte te steun nie. Vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van 'n slegte lewe, nee, van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebedere. Vereer die Here in al jou goed en in die eersteling van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloedig en jou paskyp oorloop met mos. My seun, verag die tug van die Here nie en verlaat sy kastyding nie. Jou weensin werk nie, en laat sy kastyding nie, jou weensin werk nie. Want die Here tug tog
hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader sy seun in wie hy behaag. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry. Net tot sover. Wat is wysheid? Wat is verstand? Dit is nie om geloof te hê vir hierdie aardse goed nie. Hier sê die skrif, ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Dan wil ek vanoggend weer aanhaal wat ek 'n tyd terug gesê het. As ek myself nie kan verloon nie, kan ek God nie behaag nie. Dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Vra ek myself die vraag af. Daar's baie dinge wat ek God voor geglo het in die lewe. Wat vir my in plek getree het. Maar wat? As al die geloof in hierdie aardse goed wat ek bewys het, aan die uiteinde van my lewe, soos my pa gesê het, is die pad wat jy alleenig stap, nie my kan deurdra na die ewige lewe met Christus toe. Ons is maklik om te sê ek het geloof. Skrif sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sê vir hierdie berg sê werp jou in die see. En ons gebruik dit vir al hierdie tydelike goed. Maar ek kan nie hierdie berg wat voor my staan, wat sê verloon jouself, neem jou kruis op en volg my, vir hom sê werp jou in die see. Kan myself nie verkruisig nie. Ek kan myself nie uit die pad uithaal nie. Ek is wys in my eie weë. Ek vertrou op my eie insigte. Terwyl die skrif sê, vrees God. Ek wil vanoggend vir u sê, as ek terugkyk in my lewe, en ek vra vir myself die vraag af, wat is geloof? Wil ek vanoggend vir u sê, ek het op 'n tyd en 'n plek in my lewe gekom, wat ek besef het geloof is om te doen dit wat God vir my sê om te doen, en nie dit wat ek graag wil hê God moet verander in my lewe nie. En wanneer ek die Here ken in al my weë, beteken ek vertrou God ten volle. Kan u vandag sê u vertrou God ten volle? Wanneer jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God toe. As God na my en jy kyk, kry hy geloof in God, in plaas van geloof in aardse goed. Ek het vanoggend, toe ek die skrif lees en ek daardeur werk, besef ek, Here, geloof is nie wat ek gedink het, is geloof nie. Abraham kry die opdrag trek. Praat hom korrek, ek kan Abraham. En op God se woord trek hy. Hy het die vraag gevra nie. Daar's soveel getuienisse in die Ou Testament wat opgeskrywe is. Ek wonder toe Josef hier in die put sit. Baie slegte omstandighede rondom hom. Sy familie haat hom. Wat het hom staande gehou? Geloof in God. Alles wat jou pad langs kom, het ek al reeds besluit, jy kan dit oorkom. Maar nee, ons het nie daai geloof nie, ons is soos 'n Thomas. As ek nie sien nie, glo ek nie.
En dit kan God nie behaag nie. Wil ek vanoggend afsluit met hierdie woorde. Ondersoek jou hart. En vra God. Soos koning Dawid gesê het, skep in my 'n rein hart, o Here. Geef vir my 'n standvastige gees. Waarin is my geloof? As alles moeilik gaan en niks werk uit nie, glo ek God dat hy in beheer is? Of soek ek na dinge wat vir my niks waarde het nie? Hiermee wil ek afsluit vanoggend. En vir hy sê, tydelike goed gaan altyd daar wees. Omstandighede gaan altyd daar wees. Maar wanneer ek God ken in al my weë, sal hy my paaie gelyk maak. Hoe lekker moet dit nie wees? Om te weet, ek het iemand wat hier voor my beweeg en besig is om my paaie vir my gelyk te maak nie. Jong mense wonder, wat hou die toekoms vir my in? Ek wil vir u sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Dien die Here met 'n volkome hart. Dan jy nie nodig om bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want God sorg vir emosies. Hy sal sorg vir jou as jou hart onverdeeld op God gerig is. Ons worry oor dinge wat ons nie kan verander nie. Ons soek na dinge wat ons nie kan kry nie. Maar wanneer ek die Here soek met alles wat ek het, sê die skrif, as jy ken hom in al jou weë, hy sal jou baie gelyk maak. En die skrif wat ek baie van hou om te sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het, sal jou bygevoeg. Vir nou mag dit dalk lyk na 'n saak van hartseer. Maar wanneer jy aan die einde kom en jy kyk terug, dan sal jy sien God het vir jou net die beste in store gehad. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons die dienste vandag. Vader, baie dankie dat ons vermoere by mekaar kon kom om die naam groot te maak. Ek wil bid, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord wat uitgegaan het. Here, Vra dat die waarlik die goddelike doel sal bereik, Here, by elkeen wat gehoor het. Here, Seën diegene wat bereid was om die woord te bring. Vra ek, Here, dat U ons sal verdaag, Here, en op U bestemde tyd by mekaar sal bring. Vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap, tot ons mekaar weer sien. Amen.